Daar's geen beter manier om God te leer ken nie, sy karakter, sy natuur, sy goedheid en die lewe wat hy vir jou beplan het, as om sy lewende woord te lees en te bestudeer. En tog, meeste mense doen dit nie. Of hoe? Mense reg oor die wêreld het verskillende redes daarvoor. Party sê wel, ek glo nie regtig daarin nie, ek glo nie regtig in die Bybel nie, en omdat hulle nie daarin glo nie, hulle doen dit nie. Ander, selfs Christene sê dalk wel, ek probeer om die Bybel te lees, maar dit is vir my so vervelig. Of, dit het nie regtig op my lewe enige toepassing nie. Ek lees die Bybel en ek voel nie dit maak nie saak nie. Ek sien nie regtig hoe dit toepassing het in my lewe nie. So, mense het toegang tot God se woord, maar hulle neem nie die tyd om dit te lees nie. Of wanneer hulle wel probeer, verstaan hulle dit nie altyd so lekker nie. Ek sou sê dat veral vir Christene die grootste rede waarom soveel mense nie getrou die Bybel bestudeer nie, is buiten die feit dat die duiwel hulle probeer mislei en aflei en ontmoedig, is omdat hulle eenvoudig net nie weet hoe om dit te doen nie. Waar begin jy as jy die Bybel wil bestudeer? Nee? Waar begin jy voor, begin jy in die middel, begin jy agter en hoe bestudeer die mens die Bybel regtig? Is daar 'n regte manier, 'n verkeerde manier of 'n beter manier? Wat ek by baie mense agterkom, uit my eie ervaring uit, is dat hulle gewoonlik een van twee dinge doen. Die eerste groep doen wat ek as kind gedoen het, en ek het gedink, okay, ek moet die Bybel vat van die begin af. Ek moet die Bybel lees en dan begin hulle, ons begin reg in die begin by Genesis, ons moet reg deur lees tot by Openbaring, né? Hulle begin nou heel in die begin. Hulle begin by Genesis en dis interessant, dis opwindend, né? Dan kom hulle by Exodus en hulle leer die stories van Moses en hoe die Israeliete moes weggaan uit Egipte uit, né? En dit bly redelik interessant en opwindend, maar dan kom hulle by die boek van Levitikus en daar verloor hulle alle momente. Meeste mense kom in Levitikus en dan is dit net soos, nou as jy nie nou lag vir wat ek sê nie, dan het jy duidelik nog nooit Levitikus oopgemaak en dit gelees nie, want Levitikus, ek spot baie keer as mense sê, hulle kan nie slaap nie, hulle sukkel om in die slaap te kom in die aande, so ek begin net, lees dit Levitikus, jy gaan vinnig slaap, nee. So, baie mense begin so, hulle probeer regtig, nee, maar hulle kom nie altyd ver nie, en dan, wat gebeur, hulle gee op, hulle sien net nie meer kans nie. Dan is daar 'n tweede groepering, en ek noem dit die gelukkige treffer metode, nee. Hoe dit werk is, jy vat jou Bybel, nee, dis wanneer iemand sê, ek vat die Bybel, en dan gaan ek hom sommer oopmaak, iewers, en dan gaan ek my vinger vat, en dan sit ek hom maar neer, en dan gaan ek daai vers lees, en dan dink hulle, daai vers is nou wat die Here vir hulle sê, so, baie mense doen, ek gaan dit nou, voorbeeld, ek kan nou hier my vinger neergesit, by Jesegiel 4 vers 12, en dan kom ek lees jy wat ek nou hier al gekry het, nee. Dit sê, en as garskoeke moet jy dit eet en op die mis van mense drek bak voor hulle oë. Nou, dis regtig in die Bybel, en ja, ek het dit vooraf beplan, en ek het spesifiek daai vers uitgekies, maar dis 'n regte vers, en dis gewoonlik wat gebeur met die gelukkige treffer metode, maak die Bybel oop, en jy sit jou vinger net in hom, en dan beland jy by iets vreemds, en jy gee moed op, want jy sê, wat lees ek nou eintlik, nee? Nou, dis wel 'n metode, maar beslis nie die beste metode nie. En ek het baie duidelike doelwit wat ek graag wil bereik deur vandag se boodskap en ook hoe ek Bybel lees, en ek wil graag dit vir julle oordra. So oor die volgende 2 weke wil ek jou opreg en prakties help leer hoe om die Bybel te bestudeer. En as ek vir jou sê dat hierdie 2 weke van die belangrikste in jou geloofreis saam met God kan wees, dan oordryf ek glad nie. En ek wil jou vra, ek wil jou uitdaag, en ek weet, dit vra dalk 'n bietjie meer van party van julle, maar om net nie vandag se boodskap te luister nie, maar terug te kom volgende week en die opvolgboodskap te luister, om weer in te skakel en vir deel 2 van hierdie 2-deel reeks in te skakel en te luister. Ons wil jou regtig help om te leer hoe om die Bybel beter te lees, beter te bestudeer en dit te begin geniet. Baie mense sukkel om die Bybel effektief te lees, maar as jy leer hoe om God se woord te bestudeer, kan dit een van die belangrikste besluite wees wat jy kan maak in jou geestelike reis en jou pad saam met die Here. Nou hier is wat ons gaan doen. Ons gaan praat oor hoe om die Bybel te bestudeer en dan gaan ons dit saam doen. Ons gaan praat oor hoe om dit te doen en dan gaan ons dit in praktyk toepas.
Nee, ek gaan vir julle praktiese wenke gee, praktiese maniere. Ons gaan 'n kort boek vat in die Nuwe Testament. Ons gaan daai boek vat en ons gaan hom bestudeer. En dis die boek van Filemon. En as jy dink, joh, dis 'n interessante keuse, Filemon, 'n hele boek. Wel, een van die redes waarom ek so opgewonde is, want hierdie is 'n een hoofstuk boek, nê. En hoekom ek so opgewonde is om hierdie vir julle te leer en God se woord te bestudeer is omdat God se woord is lewendig. Dis lewend. Die woord self sê dit van homself. Dit is lewend en kragtig. Die woord van God is skerper as 'n dubbelsnydende swaard. Daai is Hebreërs 4 vers 12. God se woord praat met jou. Dit lei jou, dit beskerm jou en dit bemagtig jou. Dit bewaar jou teen versoeking, vernuwe jou denke, dit bou jou geloof op en dit wys jou wat is die hemelse rykdom wat Christus vir ons instoor het. Dit is waarheid en die waarheid wat jou en my kan vrymaak. Daai is Johannes 8 vers 32. Nou vandag praat ons oor hoe om die Bybel te bestudeer en ons gaan dit baie prakties maak. Ek wil vir jou 5 gedagtes gee wat ons vandag gaan deurwerk en waarna ons gaan kyk en dan gaan ons dit toepas op die boek van Filemon. En ek het reeds gesê dis 'n een hoofstuk boek. Dis die kortste Bybelboek in die hele Bybel. So, prakties, die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan 'n vertaling kies wat ons verstaan, wat jy verstaan. En dan tweedens, kies jy 'n tyd, 'n plek en 'n plan om die Bybel te bestudeer. Dan die derde gedagte is, dan moet ons leer, hoe begryp ek en jy die konteks? Moenie net 'n vers uit konteks lees nie, maar verstaan dit in die groter prentjie, né? Vierde gedagte is, ons gaan stadig lees en ons gaan vra aan die teks en aan God terwyl ons lees. Dit is baie interessant. Ek gaan vir julle wys wat ons daar gaan doen. En die 5de gedagte is, ons gaan bid dat God met ons sal praat, met jou sal praat en toepas wat hy vir jou wys. Ons gaan hierdie 5 stappe saam doen. So wat is hulle? Ons kies 'n vertaling wat ons geniet, wat ons verstaan. Ons kies 'n tyd en 'n plek. Tweede, verstaan die konteks en dan gaan ons vierdens, ons gaan stadig lees en ons gaan vra vir God en met my en jou te praat en hoe om dit toe te pas en vir ons te wys. En ons gaan dit doen uit die boek Filemon. En ons begin by Filemon 1 vers 7 en 8. Nou ek wil hê jy moet hierdie 2 verse hardop saam met my lees. Nou as jy reg daar waar jy sit en nou online kyk, as jy reg sê vir my jy's reg, sê saam met my ek is reg. Yes, ek gaan hierdie doen. So kom ons lees dit gou hardop saam. Ek gaan vir jou lees uit die Engelse vertaling, die King James vertaling. Okay, so lees saam met my. For we have such great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Wherefore thou I might be much bold in Christ to enjoy thee that which is convenient. Daai is die King James vertaling. Wow, ek weet nie van jou nie. Ek weet vir my, dit was effens ongemaklik, of hoe, nee, ek weet hoe jy gevoel terwyl jy dit lees. Dit het nie baie sin gemaak nie, nee. Hoekom het dit nie noodwendig sin gemaak nie? Jy kan daai vers gaan kyk, King James, jy gaan lees van vers 7 en 8 in Filemon, nee. Dis waar ons eerste gedagte vandaan kom, nee. Ek en jy moet 'n vertaling kies wat ons prakties verstaan. Dit help nie jy lees 'n vertaling omdat jou oupa vir jou gesê het, jy moet daai vertaling lees in die enigste akkurate vertaling en dan verstaan jy nie wat jy lees nie. Die vers wat ons nou gelees het, kom vanuit die King James vertaling. En party mense vra, maar hoekom is daar soveel verskillende vertalings? En wat beteken 'n vertaling nou eintlik presies? Nou kom ons verduidelik dit. Die Bybel is oorspronklik geskryf in 3 tale. In Hebreëus, Aramees en Grieks. Wanneer Bybelkenners vertalings doen, wanneer hulle die Bybel vertaal, kyk hulle gewoonlik na die oorspronklike woord in Hebreëus of Grieks en daardie woord kan soms meer as een betekenis hê. Hulle kies dan die woord of die woorde wat die naaste en die akkuraatste pas by daardie oorspronklike bedoeling. En het jy al agtergekom dat taal oor tyd eintlik maar verander, né? Wanneer dink julle is die King James vertaling vertaal? Nee, hoe oud is die King James? Ek weet nie of jy weet nie. Jy kan dit nou vinnig Google terwyl ek nou hier sit, maar ek verstaan, sulke goeie is vir my baie interessant. Ek wonder of enigiemand weet wat die antwoord is. Nou, die jaar was 1611, nee? Die jaar 1611, ja, 1611. Dis meer as 400 jaar terug. Nou ek wil jou vra, dink jy die Engelse taal het al 'n bietjie verander sedert 1611?
Geliefde, taal verander die hele tyd, nê? Taal verander sommer daagliks. Die groot woord om dit te mooi moet omskryf, en dis iets wat ek geleer het toe ek teologie geswat het, ons praat van die woord etimologie, dis die studie van taal en die ontwikkeling van woorde en spesifiek hulle betekenis oor tyd. Dit is besonder baie belangrik dat as ons baie keer kyk na vertalings, dat mens weet daar is 'n ding soos etimologie en dat woorde kan vertaal. Daar's sekere woorde wat jy sal kry in 'n ouer vertaling of miskien in die Griekse manuskripte wat jy nie vandag gaan raak lees nie, maar dis eintlik net omdat ons voertaal vandag verander het. Miskien 'n ander praktiese manier om te kyk hieroor is om te dink hoe kinders vandag praat. Nou ek het twee jonges daar in my huis en elke dag leer ek nuwe sêgoeders, nuwe woorde wat hulle gebruik en dan net soos laasweek dan vra ek hulle hoorie sommer wat beteken daai ding wat julle nou sê? Hulle het so 'n ding wat hulle doen en ek vra vir hulle wat beteken dit? En kyk, hulle het self nie geweet en die helfte van die tyd weet hulle in elk geval nie wat se woorde hulle gebruik. So geliefde, taal verander met tyd. As jy dus teruggaan na die 16:11 weergawe van die teks, net daar waar ons nou gelees het, because the bowels of the saints are refreshed by thee, wat vreemd klink, dan moet jy verstaan. Destyds het mense geglo dat 'n mens jou emosies in jou ingewande voel, nee, dis bowels. Nou is nou nie die Engels vir 'n bakkie nie, nee, dis jou ingewande. Vandag sê ons natuurlik jy voel jou emosies in jou hart. In 'n moderne vertaling neem dus die oorspronklike betekenis van daai woord, nee, in die Grieks of Hebreëus en dan vertaal dit op 'n manier wat mense vandag beter en makliker verstaan, sonder om die bedoeling van die teks dan te verander. Nou as jy dalk die YouVersion Bible app ken en ek hoop jy doen, en as jy hom nog nie het nie, asseblief gaan trek hy app af. Dis 'n great manier en gereeld is daar, elke dag is daar ook 'n daaglikse oordeenking en ons is bevoorreg dat ons self beleef is ook gereeld op die YouVersion Bible app. Maar daar's meer as 3000 verskillende vertaling. So hoe kies ek en jy as mens die regte vertaling en hoe kies ons 'n goeie een? Nou laat ek jou 'n bietjie raad gee. Dis maar net my mening, maar dit kom uit baie Bybellees en baie studie. Daar's baie menings daar buite en mense verskil oor wat is die beste vertaling. Party sê hierdie vertaling is sleg en ander een sê weer daai vertaling is beter, maar volgens my ervaring sal ek vir jou 4 baie goeie vertalings aanbeveel. Eerstens, ek glo mense moet soveel as moontlik vertalings lees. Ek dink dit verryk maar net ons kennis, maar die 4 wat ek vir jou sal voorhou. Eerste een is 'n Engelse een. Dis die New International Version, die NIV, en dan my gunsteling is die Nuwe Lewende Vertaling NLV of Engels, dis die New Living Translation. Dan is daar die New King James Version, NKJV, en dan is daar die ESV of beter bekend as die English Standard Version. Nou die NIV, Engels een, en die NLV, Afrikaans een, Nuwe Lewende Vertaling, hulle gebruik meer moderne taal. Dit lees natuurlik en dit klink soos mense vandag praat, maar dit bly nog steeds akkuraat. Dan kry jy die New King James, die NKJV en die ESV. Hulle is meer woord vir woord akkuraat. Al klink hulle soms 'n bietjie formeel en jy sukkel soms om die taal te verstaan. Persoonlik bestudeer ek hoofsaaklik uit die NIV en die NLV, nee, die Nuwe Lewende Vertaling. En dan vergelyk ek dit baie keer met ander vertalings, veral soos die ESV. Juis omdat hy 'n spesifieke manier vertaal is, baie woord vir woord akkuraat vertaal is. Nou in my opinie, al 4 hierdie vertalings is betroubaar. Al 4 hierdie vertalings kan jy lees en geniet, maar my gunsteling vir my is die NIV en die NLV. Nou jy kan natuurlik self kies watter vertaling jy wil gebruik, maar ons begin deur 'n vertaling te kies wat ons regtig verstaan. Dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte is om 'n tyd en 'n plek en 'n plan te kies om die Bybel te bestudeer. Hier is wat ek regtig vir jou sal aanbeveel, dat jy 'n konsekwente tyd en 'n plek het. Net dat ons nie te veel karring oor wanneer en waar nie, daai moet maar redelik dieselfde bly, want dan kom jy in 'n beter ritme. Dit maak nie eintlik saak wanneer of waar jy dit doen nie, maar ek raai jou sterk aan om dit net konsekwent te hou. As jy nie 'n vasgestelde tyd of 'n plek het nie, is die kans groot. En dis die ding, die kans is groot dat jy eenvoudig net nie gaan bly doen in 'n sinvolle ritme nie. En as jy my mening wil hê, sal ek aanbeveel doen dit vroeg in die oggend. As dit vir jou moontlik is, nee, doen dit vroeg in die oggend. Hoekom vroeg in die oggend? Want wanneer jy jou dag begin met God se woord, wel eerstens, dit belyn jou hart. Nee, dit vernuwe jou denke en dit rig jou tree vir die dag. En dan daar's net te min dinge, daar's nog nie te veel goeders wat net inmeng. Jou foon lei nog nie en daar's nie mense wat jy soek nie, nee. En as jy dit nog kan doen voor die kinders opstaan, nog
beter. Nou, ek weet, dis nie dalk vir almal so prakties nie, maar as jy kan, maak dit jou gewoonte. Ek sal ook aanbeveel dat jy 'n spesifieke plek het. Miskien is dit jou gunsteling stoel by die huis, of jou kombuistafel met jou gunsteling koppie koffie. Dink ook oor watter vorm jy verkies om vanaf te lees. En wat bedoel ek met dit? En sommige mense hou van 'n papierbybel, soos hierdie een wat ek net vasgehou het. En soos jy hou van een wat jy kan blaai, en jy kan jou notas in hom skryf, jy kan verse onderstreep, en jy hou daarvan om die bladsy vir jou om te slaan, jy hou van die gevoel van die papier in jou hand, né? Dis 'n ding. Ander mense het dalk net tyd terwyl hulle werk toe ry en verkies dan om die Bybel op 'n digitale media te luister, né? So dan soos ek reeds gesê het, YouVersion, daar's verskeie digitale weergawe om te gebruik. Ek is permanent op 'n rekenaar of op 'n iPad of op my foon, en daarom gebruik ek graag YouVersion, want dit is 'n digitale weergawe wat ek verskeie vertalings kan lees net wanneer ek wil. Jy kan kies om deur 'n boek in die Bybel te werk, soos byvoorbeeld 1 Korintiërs, né? Of jy kan 'n dagstukkie of 'n studieboek gebruik, né? Studiebybels, daar's baie goeie studiebybels daar buite, né? Soos die Bybel in praktyk. En dan is daar natuurlik, soos ek reeds genoem het al 2 keer, die YouVersion Bible app met meer as 32,000 Bybelplanne wat beskikbaar is vir jou en vir my om te help om die woord prakties en doelgerig te bestudeer. So, wat ons nou gaan doen is nogals eenvoudig. Ons gaan 'n vertaling kies wat ons verstaan, né? Nie King James wat ons nie verstaan nie. Ons gaan 'n tyd en 'n plek en 'n plan bepaal, en dan gaan ons by die derde stap uitkom, né? En dit is die volgende: om die konteks te verstaan van wat ons lees. Nou kom ons praat eers oor die groter prentjie, die breër konteks van die Bybel self. Die Bybel is nie net een boek nie. Nee, dis eintlik 'n biblioteek van boeke, né? Daar's verskeie boeke. Ek verduidelik dit graag so. Die Bybel is 'n versameling van 66 verskillende Bybelboeke, geskryf in 3 tale. Ons het reeds gesê, Hebreëus, Aramees en Grieks. Dit is geskryf oor 3 vaste lande en oor 'n tydperk van 1500 jaar deur 40 verskillende skrywers. Net daai statistiek al klaar sê soos, ja, dit is nogals indrukwekkend, nee, dis iets besonders. Nou hierdie skrywers was nie almal dieselfde soort mense nie, nee. Hulle was herders, van hulle was boere, van hulle was tentmakers, van hulle was dokters, vissers, priesters, filosowe, selfs konings. En wat is die Bybel dan? Nee, wat is die Bybel nou eintlik? Hierdie Bybelboek, wat is dit? Dis 'n versameling van gedigte, profesieë, briewe, wette, geskiedenisse, biografieë, amper sê ek autobiografie, maar biografieë, geskryf deur mense, maar geïnspireer deur God, wat saam een groot, dis besonder, een groot verhaal vertel. 'n Verhaal wat wys so diep ons Jesus nodig het, en wat ons leer om soos hy te word. Dis die storie van die Bybel, is God se storie. Wanneer ons dus verstaan wat die Bybel is, kan ons leer om die konteks van elke boek of elke gedeelte wat ons lees beter te verstaan. Elke keer wanneer ons die Bybel lees, is daar 3 eenvoudige vrae wat ons kan vra om die konteks te bepaal. Nou, ek moet dalk net vir jou noem, ons het 'n preeknota altyd wat beskikbaar is saam met ons aanlyn boodskappe. So, alles wat ek nou sê is ook in die preeknota as jy dit na die tyd wil aftrek. Maar hier is die vraag wat ons moet vra. Eerstens, wie het dit geskryf? Wie is die skrywer van hierdie boek? Tweede vraag, aan wie is dit geskryf? Wie is die oorspronklike hoorders? En die derde gedagte is, wat is die doel of die hoofboodskap van hierdie spesifieke boek of gedeelte? So, kom ons begin nou met die boek Filemon. Ek het ons nog gesê, ons gaan kyk na hierdie kortste Bybelboek in die Bybel, né? En dan kyk ons of ons die konteks kan raak sien soos ons lees. Ons begin by verse 1 en verse 2, en ons kyk wat daar staan, hè. Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus, en Timoteus, ons broer, aan Filemon, ons geliefde vriend en medewerker, en aan die gemeente wat in jou huis bymekaar kom. Sien julle dit? Paulus maak dit baie duidelik. Hy is die skrywer, en hy skryf dit aan Filemon, saam met die gelowiges wat by hom tuis aanbid. En so Filemon het 'n kerk by sy huis. Dis hoe ons begin om die konteks te verstaan. As jy 'n baie eenvoudige studie oor Filemon, hierdie Bybelboek doen, sal jy gou agterkom dat die Bybel vir ons iets baie duidelik wys. Paulus het Filemon geskryf, né?
Hoekom weet ons dit? Want hy sê dit daarbo in die eerste vers. Dit sê Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. En jy sal sien, dis ook die kortste brief. Ek het dit al 'n paar keer gesê, dis die kortste brief wat Paulus ooit geskryf het. Wat wel interessant is dat Paulus hier sê, hy sê 'n gevangene van Christus Jesus. Hy sê nie 'n apostel van Christus Jesus nie. Nee, gewoonlik dis so sy briewe begin. Hy begin deur te groet en sê ek Paulus 'n apostel van Jesus Christus. Nee, hier sê hy dit anderste. Hoekom doen hy dit? Nee, die eerste ding wat ons vir onsself moet vra is, hoekom sal Paulus dan nou anderste groet? Hoekom begin hy sy brief? Omdat Paulus nie sy amp of gesag wil gebruik teenoor sy vriend Philemon nie. Dis baie interessant, né? Al klaar, daar net in die eerste vers is daar baie inligting. Hy skryf hierdie brief nie as 'n apostel of as apostel Paulus nie, maar as 'n vriend met 'n baie sagte hart, né? As ons dit saamvat wat ons nou hier lees, né? Eerstens, die boek Philemon is geskryf deur Paulus. Waar is Paulus op die oomblik? Hy is gevangene in 'n Romeinse tronk, né? En hy skryf van wie? Hy skryf aan 'n ryk man met die naam Philemon. En wie is Philemon? Hy's 'n ryk man. Hy's vermoënd en hy's besig om 'n gemeente te dryf, te lei en te leer van mense wat bymekaar kom in sy huis. En as jy deur hierdie brief lees, sal jy gou agterkom, dit handel oor 'n man met die naam Onesimus. Onesimus is een van die hoofkarakters van hierdie storie. Wie was Onesimus? Hy was 'n wegloopslaaf wat blykbaar iets gesteel het by Philemon, né? Paulus se vriend Philemon. Onesimus het toe na Rome toe gevlug en deur God se voorsiening en God se inmeng, né, ontmoet hy vir Paulus daar. En wat gebeur toe? Paulus lei vir Onesimus tot geloof in Jesus Christus. Nou verstaan ons eerstens die doel van hierdie brief. Paulus skryf om Philemon aan te moedig. Hierdie huiskerkleier, hierdie man van invloed, hierdie man van God, né? Hierdie vermoëne man. En hy sê vir hom, hierso, jy moet vir Onesimus vergewe en hom nie meer as 'n slaaf sien nie, maar as 'n broer in Christus. Dis die res van hierdie brief, né? En as jy baie dieper delf, dalk het jy studie Bybel of jy kyk dalk 'n goeie video op YouTube oor die boek Philemon, dan sal jy ontdek dat daar in die tyd van Rome 60 miljoen slawe was, né? So, dis hierdie kort klein briefie wat eintlik 'n baie groot saak aanraak, nee, is 'n radikale boodskap van vergifnis, van gelykheid, 'n nuwe identiteit in Christus. Slawearbeid, geliefde, was nog nooit reg nie. Dit was nie reg toe nie en is nie reg nou nie. Slawearbeid is nooit reg nie, maar dis wel die onderwerp. Wel, ek wil eintlik sê dis 'n onderwerp op sy eie, maar in daardie tyd, omdat daar soveel slawe was daar 'n baie streng kultuur rondom die slawehandel of die slawedryf, né? As 'n slawe-eienaar nie streng opgetree het teenoor 'n rebellerende slaaf nie, kon die ander slawe maklik in opstand gekom. Nou weer eens, né, dink gou, 60 miljoen slawe. 60 miljoen slawe in Rome, dis 'n paar mense. Dis 'n hele paar mense. Soos daai slawe nou besluit, hulle wil nie meer saamwerk nie, is chaos. So die hele boek van Philemon is nogals belangrik en as jy 'n bietjie navorsing doen, sal jy sien dat wanneer 'n slaaf weggeloop het, hulle dikwels met die letter F op die voorkop gebrandmerk is, né? Die F het gestaan vir fugitivist. Dis 'n snaakse woord, maar dalk ken julle hierdie woord. Dis waar ons die Engelse woord fugitive vandaan kry. Fugitive beteken mos nou vlugteling, né? Dis verskriklik om te dink iemand word gebrand op sy voorkop, maar dis die werklikheid van daardie tyd. Die beste met so 'n wegloopslaaf wat met hulle kon gebeur het, né, was dit hulle net gebrandmerk sou word, net met die F gebrand word op hulle voorkop, maar in baie gevalle is hulle basies aangerand, né, hulle is gepynig, né, hulle is gestraf, of soms is hulle doodgemaak. Nou, kyk hoe kragtig is wat Paulus hier doen. Hy sê vir Philemon, hierdie man wat van jou gesteel het, hierdie Onesimus wat gevlug het, né, wat jou dalk in gevaar gestel het deur weg te loop, te steel en sy naam skade aan te doen, hè. Dis hoekom hy vir Philemon gevaar aandoen. Ek vra jou, Paulus vra vir Philemon, ek vra jou, ontvang vir Onesimus terug, nie as 'n slaaf nie, maar as 'n gelyke, as 'n broer in Christus. Wanneer jy dit verstaan, die konteks, die geskiedenis en die gewig van hierdie situasie, dan lees jy die brief van Philemon heeltemal met nuwe oë. Jy lees dit heeltemal anderste. En nou, as ons kyk gou na vers 4, gaan ons sien
hoe Paulus begin praat met Filemon. Kyk, hy het gegroet en hy sê waar hy is en dat hy adresseer aan Filemon. Nou praat hy met Filemon en hy sê die volgende, en ek wil jy met jouself die volgende afvra, nee, vra jouself, is Paulus opreg en eerlik, of is hy moontlik besig om vir Filemon te vlei 'n bietjie, nê? Eerlikwaar, ek weet nie. Miskien is dit net my skeptiese kant, die student in my wat soms 'n bietjie krities is en ek wil dinge verstaan, maar ek wonder of Paulus hom dalk so 'n bietjie heuning om die mond probeer smeer. As jy dit mooi gaan lees, gaan jy dit raak sien. Want hy voordat Paulus by sy eintlike punt kom, nê, daar waar die tekkie die teater heeft, die styk op die verstaan, by die meat of verstaan, hy probeer uitfigure, hy wil eintlik vir Filemon voorberei vir iets, en ek lees dit en dink ek, soos Paulus, wat is jou motief? Kyk wat sê in vers 4, Paulus sê, ek dank my God altyd wanneer ek aan jou dink in my gebede. Nou ja, kyk, as ek jou so moet groet, en ek loop jou raak in die winkel, jy was nou lanklaas in die kerk, nee, ek het jou nou lanklaas gesien, en ek sê vir jou, geliefde, ek so bly om jou te sien, ek dink gereeld aan jou wanneer ek bid. Hoe gaan jy voel as ek dit vir jou sê? Wat wil die pastoor nou weer hê? Wat soek hy van my, nee? So dis hoe Paulus, dis hoe hy begin, nee? Dan so hy vlei my bietjie. Nou, ek dink Paulus is verseker, hy vlei my so opreg. Nou, ek is nie heeltemal seker nie, maar ek dink dis wat hy doen. Dan gaan hy aan en hy sê in vers 5, want ek hoor van jou liefde vir al die gelowiges, van jou geloof in die Here Jesus Christus. Hy sê basies, vir Filemon, jy is so vol liefde, jy is so getrou, jy is so heilig. En dan gaan hy verder en hy sê in vers 6, jou liefde het vir my groot blydskap en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Met ander woorde, geliefde, Paulus sê, Filemon, jy is amazing. Filemon, jy is wonderlik, jy is vol liefde, jy bemoedig ander, jy is 'n topklas Christen, jy is ongelooflik. Nou, is Paulus baie opreg hier, of is hy besig om vir Filemon 'n bietjie te vlei, is hy besig om hom voor te berei, voordat hy by sy mynpunt probeer uitkom? Ons weet nie, né? Miskien is Paulus net eerlik, of miskien berei hy Filemon net subtiel voor vir wat hy gaan vra. Nou, maar, en dis belangrik, wanneer jy die konteks verstaan, begin jy regte vrae vra. So ons weet nou aan wie hy geskryf het, en ons weet vir wie hy geskryf het, en waarvoor dit geskryf is. Ons begin leer nou konteks en omstandighede, en ons begin ander vrae. Nou kom ons by die 4de stap, en wat is stap 4? Ons gaan stadig lees, en ons gaan vra. En ek wil hê jy moet hierdie 2 groot vrae altyd vra, jy moet hierdie vrae saam met jou dra, wanneer jy die Bybel lees. En as jy reg vir hulle, so let gou op. Eerste vraag is, wat sê hierdie gedeelte oor God? Wat sê hierdie gedeelte wat ek lees oor die Here? En die tweede vraag, wat sê God vir my deur hierdie gedeelte? As jy net hierdie 2 vrae elke keer sal vra wanneer jy die Bybel lees. Eerste vraag, wat sê dit oor God se karakter, sy natuur, sy goedheid? En die tweede vraag, wat sê God vandag vir my? Geliefde, dan begin die woord nie net deur jou oë gaan nie, dit begin deur jou hart praat. As jy 'n bietjie dieper wil gaan met hierdie teksgedeelte, iemand anders het hierdie raamwerk geskep, en ek weet nie wie dit is nie, anders sou ek vir daai persoon krediet gegee het, en dis 'n akroniem, en hy werk maar beste in Engels, en vergewe my, ek kan die ding nie in Afrikaans maak werkie, maar dis die akroniem SPEC, S-P-E-C-K, nee, en dis die volgende, so ons vat SPEC, en ons leer om sekere vrae te vra. So S sê, is there a sin I need to avoid? P staan vir, is there a promise I need to accept? Die E staan vir, is there an example I need to follow? C is there a command I need to follow? En dan K staan vir, is there something I need to know about God? As dit kom met die K, daai ken iets van die Here, nee, iets oor sy karakter, sy natuur of sy goedheid. Is daar iets wat ek kan leer oor wie God is? Soos wanneer jy deur die teks gaan, wanneer ek in jou Bybel lees, vra as hierdie vraag, is daar 'n sonde om te vermy, 'n belofte om aan te gryp, 'n voorbeeld om te volg, 'n opdrag om te gehoorsaam, iets spesifieks wat moet ek weet oor God se karakter, sy natuur en sy goedheid. Nou, aangesien julle reeds beloof het, julle gaan volgende week terugkom vir deel 2 van hierdie boodskap, kan ek
die volgende sê, nee, volgende week gaan hierdie vir jou lewendig word op 'n baie besonderse wyse. Vandag is ons besig om net die fondasie te bou. Volgende week kom ons terug hierna en jy gaan sien hoe Bybelstudie in die konteks, nee, bemagtig dit bemagtig jou deur die Heilige Gees. Dit praat met jou, dit kan jou vorm om die beeld van Christus duideliker te maak in jou lewe, net. Dit bring jou nader aan Jesus en dit rig jou stappe, jou denke word vernuwe, jou hart kan verander, jy word meer soos Jesus. En letterlik, geliefde, jou lewe kan verander. Maar jy moet volgende week terugkom om dit te kry en te begryp. So kom ons hersien gou vinnig, stap vir stap, nee. Wat is ons eerste stap, nee? Prakties, ons eerste een, ons kies 'n vertaling wat ons verstaan. Jy kies 'n vertaling wat jy verstaan en wat jy geniet. Tweede gedagte, jy kies 'n tyd, 'n plek en 'n plan om die Bybel te bestudeer. Derde gedagte, ons probeer die konteks altyd verstaan. Dis hoekom dit so great is om maar 'n studie Bybel byderhand te hê, nee. Dit help jou met die konteks. En dan die vierde gedagte is ons lees stadig en ons vra. Vyfde gedagte, ons bid dat God met ons sal praat. Jy bid dat God met jou sal praat en toe te pas wat hy vir jou wys. So kom ons doen dit nou, nee. Bid hierdie saam met my. Here God, ons vra dat U terwyl ons U woord studeer, terwyl ons dit bestudeer, dat ons meer van U sal beleef, dat U meer van U aan ons sal openbaar, nee. En ek bid dit dat U selfs deur hierdie paar verse wat ons gaan lees vandag, dat U vir ons sal wys, dat U mense sal raak en dat U harte sal skuif, nee. Ons bid dit in die mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen en amen. En ek hoop jy as jy saamstem, tik sommer daar in die kommentaar amen, nee, sê amen, ek stem saam, ek bid dit. Nou aan almal wat nou is, ek hoop jy is reg vir hierdie. So kom ons kyk gou. Ons gaan gou aan met Filemon. Kom ons kyk gou saam na verse 8 tot 10. En dan sien ons wat ons hier gaan ontdek. Paulus skryf, hy sê die volgende: Daarom, alhoewel ek in Christus die vrymoedigheid het om jou te beveel om te doen wat reg is. Geliefde, kyk gou wat doen Paulus hier. So hy sê hy praat met Filemon en hy gaan hom vra om vir Onesimus te vergewe. Hy sê eintlik, ek kan vir jou, omdat ek eintlik 'n apostel is, nee, omdat ek eintlik oor jou lering nie net spreek nie, maar ek het jou gedisipel en jy moet na my luister. Nee. Hy sê eintlik vir hom, ek kan vir jou sê wat om te doen, want ek is 'n apostel. Ek het gesag. Ek kan jou beveel, maar ek gaan dit nie so doen nie. Hy sê, Paulus sê, ek verkies om jou te vermaan op grond van liefde. Dis die konteks. Ek praat met jou soos vanuit liefde uit. En kyk nou hoe sê dit, nee? En dis hoekom ek dink Paulus trek hier aan elke moontlike hartsnaar van Filemon en hulle verhouding. Hy gaan aan en hy sê, dis ek, Paulus, 'n ou man. Met ander woorde, ek dien die Here al lank. Ek is al aan die einde van my lewe. En nou 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Hy sê, ek is in die tronk vir die evangelie. Ek skryf vir jou vanuit gevangenskap. Miskien gebruik Paulus dit so 'n bietjie as 'n emosionele hefboom, nee. Ons weet nie verseker nie, maar ek vermoed. Maar dan sê hy hierdie woorde wat alles net regtig verander. Hy sê die volgende: ek doen 'n beroep op jou oor my kind Onesimus, die een wat my seun geword het terwyl ek in boeye was. Geliefde, dis kragtig, want Paulus noem hierdie voormalige slaaf, hy noem hom nou sy kind, hy noem hom sy seun. Hy sê nie die man wat van jou gesteel het of daardie wegloop slaaf nie. Nee, hy sê my kind Onesimus. Dis 'n teken van ware geestelike transformasie. 'n Slaaf het nou in Christus 'n seun geword. Paulus sê in wese, ek het jou wegloop slaaf tot geloof in Christus gelei. En nou is hierdie slaaf vir my soos 'n seun in die geloof. Geliefde, dis massive. Want onthou, Onesimus het van Filemon af gesteel. Hy het gevlug na Rome om in deur die Here se inmeng in sy lewe ontmoet hy vir Paulus en Paulus het hom toegelei tot geloof in Jesus Christus. En nou sê Paulus, ek sien hom nie meer as 'n slaaf nie, ek sien hom as 'n seun, as 'n kind. Dis wat die skrif sê. En as jy bietjie dieper gaan kyk, nee, en ek wil jou aanbeveel, want ek het dit sommer self gedoen, maar as jy gaan
en jy vat Onesimus se naam en jy Google dit, jy sê, what is the Greek meaning of Onesimus, as jy nou Engels stuk, nee, dan gaan jy iets ontdek wat ek noem eintlik maar soos 'n verborge skat, is iets wat daar vir ons weggesteek het, soos 'n nugget, nee, is iets besonders. Die naam Onesimus beteken, as jy reg vir dit, bruikbaar of nuttig, bruikbaar of nuttig. En kyk hoe mooi gebruik Paulus dit, is 'n tipe van 'n woordspeling wat hy gebruik tussen verse 8 en 11. Hy sê, hy was vroeër onbruikbaar vir jou, maar nou is hy bruikbaar vir jou en vir my. Sommige vertalings sê dit so, hy was vroeër onwinsgewend, maar nou is hy winsgewend. Paulus gebruik dus doelbewus Onesimus se naam se betekenis, nê, om 'n dieper geestelike waarheid aan Filemon te illustreer. En eintlik vir ons almal vandag. Hy was vroeër, Onesimus was vroeër nutteloos, vasgevang in sonde en in skaamte, maar nou in Christus het hy waarde, hy het doel en hy het betekenis. En weet jy wat ek persoonlik raak gesien het, en ek hierdie spreekmateriaal op sy eie, ek hou van daardie twee woorde, vroeër en maar nou, vroeër en maar nou. Hy was vroeër, was daar gebrokenheid, maar nou is daar genade. Vroeër was daar skuld, maar nou is daar vergifnis. Vroeër was hy nutteloos, maar nou is hy nuttig vir God, vir Paulus en selfs vir Filemon. Jy kan nooit die maar nou hê sonder die vroeër nie. Ek hoop dit maak vir jou sin, daai maar nou moet bestaan en nou is daar 'n vroeër. Vroeër was Onesimus 'n slaaf, iemand wat onbruikbaar was, maar nou deur die krag en die voorsiening van God het hy waarde en is hy bruikbaar. So, as ek hierdie gedeelte lees en ek vra, onthou, ons moet stadig lees en ons moet vra, dan vra ons, wat sê dit oor die aard van God, wie hy is in sy karakter? En dan die tweede vraag, wat sê God vir my deur hierdie teks? Dan sê ek vir jou vandag, jou lewe was vroeër iets anders, dalk gebroke, skuld en skaamte verlore, maar nou het God daardie situasie, daardie pyn, daardie seisoen geneem en dit nuttig gemaak vir sy doeleindes. In plaas daarvan om vir God te vra, hoekom gebeur hierdie met my? Wat is hierdie situasie alweer? Hoekom gaan ek deur hierdie? Kan ons eerder vra, Here, wat wil U vir my sê deur hierdie ding of deur hierdie situasie? Wat moet ek by U leer? Wat wil U regkry in en deur my lewe? So ek vra jou vandag, wat wys God vir jou? Hoe gebruik God dalk iets in jou lewe op hierdie stadium, nou die seisoen waardeur jy gaan, om vir jou iets te sê wat jy nie nou wou hê nie, maar om iets binne in jou te verander? Of dalk moet jy terugkyk, want die voorsiening van God, net soos die boek Hebreërs sê, word dikwels die duidelikste verstaan wanneer ons terugkyk, nee? Die boek van Hebreërs leer ons dit. Kyk terug en vra, hoe het God iets in my vroeër gebruik, iets wat ek nie verstaan het nie, om my vandag te vorm tot wie ek is, die maar nou gedeelte. Want dis wat hy doen. Hy neem wat vroeër gebroken was, en hy maak dit vol betekenis. Geliefde, wat wil God vir jou wys? Jy kan nooit die vroeër hê sonder die maar nou nie. God is altyd besig met beide, en dis nie mooi. Volgende week gaan hierdie waarheid jou, dit gaan vir jou lewendig word, en ek sê asseblief kom terug vir deel 2 volgende week, want God is besig om jou storie te skryf. Vir sommige van julle gaan daardie storie dalk verander, want vroeër was jy siek, maar nou, deur die krag van die groot geneesheer, deur die naam bo elke naam, die kosbaarste naam, deur hom wat alles kan doen, kan jy genesing ervaar deur die krag, die goedheid en die heerlikheid van God. Sommige van julle was vroeër verslaaf. Daar is dalk 'n ding wat jou onderkry, maar nou deur die genade van Jesus het hy dalk eendag, jy het dalk eendag 'n dag van nugterheid, of 2 of 3, en jy is op pad na 'n lewende getuienis, 'n getuienis van iemand wat oorwinning behaal het en losgekom het van verslawing, deur die genade van ons Here Jesus Christus. Ek dank die Here vir soveel stories van mense wat losgekom het van dinge wat hulle ondergekry het. Daar was 'n vroeër, maar nou. Of dalk vroeër het jy gesukkel met depressie, maar nou, die vrede en die teenwoordigheid van God bewaak jou hart, jou gedagtes en jou siel in Christus Jesus. Geliefde, God skryf nog aan jou storie.
En die volgende hoofstuk begin met hierdie woorde, maar nou. Vroeër was, maar nou. Dis hoe God jou storie skryf. En jy begin daardie vrede ervaar, wat alle menslike verstand te bowe gaan. Daar is dalk van julle wat vandag voel jou huwelik hang op 'n dun draadjie. Nee, jy's op jou einde. Maar eendag gaan jou getuienis wees. Vroeër was ons in die moeilikheid, maar nou is ons deur Jesus Christus genees. Ons is nader aan mekaar, sterker as ooit tevore. Ons dien saam in die kerk, ons is betrokke, dis deel van jou storie. Ons is deel van 'n klein groep waar ons dieper kan delf en in egtheid saam met ander mense ons geloofslewens deel. En vir sommige van julle, jou storie verander vandag. Want jy gaan sê, vroeër was ek verlore, vroeër was ek gebroke, vroeër was ek vol skaamte, maar nou is ek verander deur die genade van ons Here Jesus Christus, die een wat alles nuut maak. God skryf jou storie. Geliefde, ek het nou 'n paar keer gesê, God skryf jou storie. Wanneer skryf God jou storie? Wanneer skryf hy jou storie? Hy skryf jou storie terwyl jy sy woord lees. Wanneer jy jouself voed met God se woord, daardie lewendige, aktiewe, kragtige woord, sal God met jou praat. Hy sal jou lei, hy sal jou beskerm en hy sal jou bemagtig. Sy woord sal jou bewaar teen versoeking. Dit sal jou denke vernuwe, dit sal jou geloof versterk en vir jou wys al die hemelse rykdomme wat jy in Christus Jesus het. Want God se woord is waarheid en dit is daardie waarheid wat jou vrymaak. God se woord maak jou vry. So my vraag aan jou vandag, eenvoudig, is hierdie. Hoeveel van julle gaan sê, ek gaan hierdie week 'n vertaling kies wat ek verstaan, 'n tyd en 'n plek bepaal waar ek elke dag tyd gaan spandeer in God se woord, om oopmaak en om lees en om deel maak van my lewe. En volgende week terugkom om te sien wat God begin doen het. Geliefde, wie van julle sal sê, ja, ek sal dit doen. Ek gaan hierdie week my week anders te doen. Ek gaan begin 'n tyd maak vir God se woord, en net een keer per dag, 'n vaste tyd, 'n vaste plek. En vir julle wat nou aanlyn kyk, ek vra jy tik sommer daar in die kommentaar, hè. Ek gaan hierdie week elke dag die woord bestudeer. Ek bemoedig jou om dit te doen. Here, ek vra dat u selfs terwyl ons nou net terwyl u besig is om lewens te verander, vra ek Here, ek bid nou dat mense met ywer en durf hierdie ding sal doen, dat hulle sal opteken en sê ek gaan meer tyd spandeer in die Bybel. Terwyl jy vandag aanhou bid en terwyl jy nou bidend is, nee, laat ek jou die verhaal vinnig van God vertel. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daai is Johannes 1. Jesus is die lewende woord van God. Wie is hy? Hy is die lam van God, volmaak in elke opsig. As jy al ooit skuldig gevoel het oor jou sonde, onthou, ons almal het al teen God gesondig, maar Jesus, die een wat nog nooit gesondig het nie, het in ons plek gekom. En soos die woord van God sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun, Jesus, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16. Waar jy ook al vandag kyk, nee, waar jy jouself nou bevind, nee, of dit nou vandag Sondag is wat jy kyk, of jy kyk om later in jou lewe, ek weet nie wanneer gaan jy die video kry nie, nee. Die Here is besig om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Jou storie is op die punt om te verander. Vroeër was dit, maar nou maak God jou nuut. Vroeër was jy dood in jou sondes, maar nou is jy vergewe. Waar jy ook al vandag kyk, as jy die genade van Jesus nodig het, as jy gereed is om weg te stap van die ou lewe, van die vroeër, dan sê ek vir jou, wanneer jy sy naam aanroep, die naam van Jesus Christus, hoor hy jou gebed, hy vergewe al jou sondes, en hy maak jou heeltemal nuut, hy vul jou met sy gees, en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy is nie toevallig vandag hier nie, jy het nie vandag toevallig op hierdie video geklik nie, jy het nie toevallig beland op 'n plek waar jy sê, ek wil graag die Bybel lees nie, vandag is hierdie gebed vir jou, God het jou vandag hier met 'n doel gebring, vroeër was jy verlore, maar nou word jy gered deur Jesus, en as dit jy is, as jy vandag sê, ja Jesus, ek het u nodig, dan vra ek vir jou, bid daai gebed en sê, Here, ek het u nodig, ek gee my lewe oor aan u, en dan nooi ek jou nou daar waar jy sit, en daar waar jy kyk, om net jou hand op te steek en sê, Here, dis my gebed, ek gee my lewe vir u, ek het u genade nodig, ek soek u om my gedagtes,
my lewe en my hart terug. Ek gee oor aan U, Here. Elkeen wat nou hierdie boodskap luister, elke persoon, jy waar daar sit en jy het vandag hierdie gebed gebid, ek bid dat jy net sal, ek vra jou, tik net in die kommentaar en sê, ek gee vandag my lewe oor aan Jesus, né? En daarom sê jy saam met jou, amen en dankie, en ons is saam met jou opgewonde. Kom ons sluit ons oë en ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U en ons sê vir U so baie dankie dat U betrokke is in ons lewens. Dankie Here vir die woord wat vir ons rigting gee, dat dit ons tree kan rig, Vader, dat U vir ons 'n kompas word vir ons lewens. U kan vir ons verander so wanneer ons tyd spandeer in die woord, en daarom vra ek Here, kom gee weer vir ons opnuut 'n honger en 'n lus om Bybel te lees, dit te geniet, dit te verstaan en dit toe te pas. Kom ons vra, kom ons gesels met die Here. U wil hê daai woord wat lewendig is, moet aktief raak in ons lewens. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, dankie julle ingeskakel het by Beleef. Ek hoop hierdie woord is vir jou bemoedigend. Deel dit met iemand anderste. Praat met ons, stuur vir ons boodskappe info@beleef.org.za of net sommer in die kommentare. Is altyd lekker om julle te gesels. Gaan in vrede. Totsiens.